Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video, 'n baie kort video en die belangrike vraag is, mag ons as gelowiges oordeel? Nou jy hoor dikwels dat mense sê jy mag nie oordeel nie wanneer jy soms foute uitwys, sonde, valse leringe, valse profete en so baie ander valshede of dinge wat teen die skrif indrys en jy waarsku daaroor en vermaan, dan sê mense dikwels, jy mag nie oordeel nie. Nou dit word so maklik uit konteks gebruik, veral in Matteus 7 vers 1 tot 5 is die skrifgedeelte wat so maklik nader getrek word om te sê, jy mag nie oordeel nie. Maar ons gaan vandag kyk wat die woord van God in konteks leer, wanneer mag 'n gelowige oordeel en wat is 'n verkeerde oordeel. Nou ek gaan dadelik begin met 'n videoklip van 'n leraar wat dit pragtig verduidelik hoe mense hierdie skrif uit konteks gebruik en hoe dat hulle baie dikwels sê jy mag nie oordeel nie. Don't judge. So kom ons sal luister daarna en dan gaan ons dit bespreek deur die res van die video. Weet julle hoe breinspoel hulle mense in die Bybel? Wat die mees algemeenste breinspoelpunt wat daar is? Jy mag nie oordeel. As die oomblik wat jy vir 'n persoon sê koffie is sleg, jy mag nie oordeel. My Bybel sê, die hele skrif is ingegee en nuttig tot lering en teregwysing. Is teregwysing oordeel? Paulus sê, vermaan mekaar. Dikwels. So jy moet vir jou broer of suster sê, luister, jy is besig om verkeerd te doen. Dis nie oordeel nie. Maar die wêreldproses is so gemaak en is so gebreinspoel, laat almal staan die oomblik wat jy vir hulle begin sê, maar wat jy nou doen is verkeerd. Jy mag nie oordeel nie. En dit gooi die hele teologie uit. Wat gee die hele proses weg? Waar al wat 'n mens regtig doen, is vir jou wys wat is die regte pad. En doen wat die Bybel sê. Jy's nie 'n aanklaer van die broeders nie, maar jy's 'n vermaaner. Nou dit is presies wat mense doen. Die oomblik wat jy waarsku, vermaan en dinge uitwys wat verkeerd en teenstrydig met die woord van God is, dan sê hulle vir jou, judge not. Dit is die mees omstrede woord in die Bybel vir baie mense. Jy kan nie oordeel nie. Maar ons gaan kyk wat die woord van die Here leer. Dit is belangrik dat ons sal verstaan wat die konteks daarvan, wanneer ons mag oordeel en wanneer nie. Nou, weer eens, judge not, die res van die skrifgedeeltes word doodgekrap, want die essensiële woordjie van die hier is absoluut judge not. En dis baie jammer, dis hartseer dat mense dit verkeerd verstaan en dit is vandag die gesindheid van baie mense wat in die vlees wandel, wat in sonde lewe, Christene wat in sonde wandel, dan sê hulle jy mag nie oordeel nie. Of baie meer onkundig is. Dis meer onkunde wat hierdie woordjie dan ook laat gebruik word. Maar kom ons dan kyk die rede hoekom baie mense dikwels hierdie woordjie gebruik. Now, correction is only seen as judgment to those who still love their sin. As jy in 'n pad bewandel wat in sonde is, of valsheid lewe, of 'n valse lewe leef, dan sê mense, en jy help hulle reg, dan sê jy mag nie oordeel nie, jy mag glad nie oordeel nie, die woord sê mag nie oordeel nie, jy's ook 'n mens, jy's ook 'n sondaar. Maar die konteks is verkeerd, want jy help mense en jy moet mense waarsku. Maar die belangrike ding is, jy self moet in die waarheid wandel, jy self moet rein wandel. Ons is nie perfekte mense nie, ons almal maak foute. En dikwels sal jy dan ook hoor dat mense jou sal reghelp en dan is die eerste reaksie, jy mag nie oordeel nie. En dis eintlik skokkend. Kom ons dan kyk na 'n definisie, as ek dit 'n definisie kan noem, wanneer mag ons nie oordeel nie, en die oordeel wat dan alleen aan God behoort. Kom ons gaan kyk. Nou hierdie is 'n verkeerde oordeel. Ek en jy
kan nie hierdie rol oorneem van God nie. Om te veroordeel beteken jy verdoem iemand. Nie oordeel nie, maar veroordeel. Dit is die rol van God en jy neem dit oor en om iemand net te verdoem sonder om eers 'n ware beoordeling te maak. Om iemand te veroordeel is om 'n finale uitspraak te maak oor sy lot. Dit is iets wat net God kan doen. So dit is die oordeel wat aan God behoort en toekom, maar die Here laat my en jou toe om 'n regverdige oordeel te oordeel. Kom ons gaan kyk na ander skrifgedeeltes. Hierdie is ook 'n verkeerde oordeel. Moenie oordeel sodat jy nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal jy weer gemeet word. En dan kom die belangrike. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder? Met ander woorde jou mede-Christen. Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Met ander woorde, ons is so selfgesentreerd dat ons dink dat ons dikwels regverdig is, terwyl ons dieselfde sonde doen. En daarom sê, of hoe sê jy vir jou broeder sê, laat my toe die splinter uit jou oog te haal en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinstes beteken eintlik skynheilig is. Haal eers die balk uit jou eie oog uit en dan sal jy goed kan sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Is dit nie belangrik om dit so te verstaan nie? So ek en jy kan nie net gaan oordeel terwyl ons self in dieselfde probleem, dieselfde sonde lewe nie, of selfs vals is nie. Nog 'n skrifgedeelte wat ook natuurlik 'n verkeerde oordeel is. Romeine 2 vers 1 en 2. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want daar waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Hoekom? Want jy wat oordeel, doen jy nie dieselfde dinge nie. Met ander woorde, leef ek in dieselfde foute as daai persoon nie. Wanneer ons so oordeel, is dit 'n verkeerde oordeel. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. En dis belangrik. So ek en jy kan nie oordeel, wanneer ons in dieselfde probleem, dieselfde foute, dieselfde sonde lewe nie. Kom ons gaan kyk, wat is 'n regverdige oordeel? Nou Johannes 7 vers 24 sê die woord van die Here, wanneer jy oordeel, oordeel 'n regverdige oordeel. Kom ons gaan lees dit. Moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Met ander woorde, ons kan nie maar net op hoorsê gaan nie. Wanneer jy sien dat een van jou broeders in sonde is, en dit is ernstig, dan kan jy hom gaan waarsku en hom gaan in liefde gaan help en uitwys is verkeerd. Maar dit moet 'n regverdige oordeel wees. Beoordeel die hele situasie. Die Bybel sê, op die woord van 2 of 3 getuienis sal 'n saak vasstaan. En daarom moet ek en jy altyd met 'n regverdige oordeel. Nou kom ons gaan kyk na ander skrifgedeeltes in die woord van die Here. 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13 sê vir ons, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Met ander die sondaars. Oordeel hulle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. En dis belangrik om die konteks hiervan te verstaan. Hoekom sal ons sondaars buitekant oordeel? Hulle ken nie vir Christus nie. Ons kan nie met hulle net die werk van die Heilige Gees se oortuigingswerk sal na hulle toe gaan en hy sal hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar ons moet binne in die kerk het ons 'n taak, ons het 'n funksie om te vervul. Maar dan moet jy 'n regverdige oordeel vel. Jy moet die balk in jou eie oog vassit nie. Maak seker dat jou lewe rein is, dan kan ons in liefde die wat binne in die kerk is oordeel en dan sê hy, verwyder tog die slegte mens onder julle uit. En dis belangrik dat waar kerklike tug ter sprake is. So baie kerkdenominasies het nie meer daardie funksie van kerklike tug wat hulle toepas nie en gaan dit maar net aan soos hulle wil. Kerklike tug is so belangrik en daarom is daar mense onder ons in die gemeente wat eintlik die Here se naam skade aandoen deur hulle lewenswandel en hy sê verwyder hulle onder julle uit. En jy kan maar daai hele hoofstuk gaan lees in Korintiërs 5, baie ernstig. Nou 'n ander skrifgedeelte, Hebreërs 3 vers 13, hy sê,
vermaan mekaar elke dag, solank dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Dis 'n belangrike funksie. Ek en jy moet uitwys die dinge wat verkeerd is. Ons moet vermaan in liefde. En daarom kan ons dit nie vermy nie. Ons kan nie hierdie gesegde judge not maar net aanvaar omdat dit jou pas nie. Ons moet hierdie funksie vervul. 2 Timoteus 3:16 en 17 sê tog baie duidelik, die hele skrif is nuttig tot teregwysing, vermaning, lering. Dis belangrik, ons moet die woord in sy volheid gaan lees, en daar's talle skrifgedeeltes wat vir ons wys dat ons dit mag doen. Maar dit moet 'n regverdige oordeel wees. Maak seker dat jou kant regverdig is, dat jy skoon is, dat jy nie in sonde wandel nie. Almal van ons maak foute, ons almal kan foute maak elke dag. Maar ek praat hier spesifiek dat jy lewe in dieselfde sonde dag na dag, en dan wil jy vir jou broeder gaan wys dat hy verkeerd is as hy dit doen. So ook met valse leringe. As jy aan valse profete vashou, en so dikwels is mense kwaad vir jou as jy daaroor praat op YouTube, en daar's baie kanale wat hierdie goed doen, dan unsubscribe, hulle is kwaad vir jou, hulle hou nie meer van jou nie, want jy's besig om te oordeel en te verdoem wat nie die geval is nie. Nou ja, dit is belangrik dat ons hierdie skrifte in konteks sal verstaan, dat ons oë mag oopgaan en dat ons die regte ding sal doen. Nou goed, judge righteously, en ek gaan afsluit, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Gaan doen dit, gaan kyk wat die skrif leer, en ons moet hierdie werk vervul. Dis belangrik, die liggaam van Christus het dit baie nodig, dat ons sal vermaan, dat ons sal leer, teregwys, en dit is baie, baie belangrik. Mag die Here ons lei, deur sy gees van genade, om hierdie werk te doen in die liefde van die Here. Tot 'n volgende keer, totsiens.